Hallo almal. Vandag kyk ons weer na tempo van verandering as 'n toepassing van diferensiaalrekening. En spesifiek vandag wil ek na bewegingsvergelykings kyk. Nou ek weet die leerders wat nie fisiese wetenskappe neem nie, sukkel dikwels met hierdie afdeling. Daarom het ek al ons definisies hier neergeskryf en ek wil mooi stadig deur hulle gaan met die hoop om almal by my te hou. Die eerste ding waarna ek wil kyk is verplasing of afstand. Nou, wanneer jy aan verplasing dink, kan jy in wiskunde maar daaraan dink as die afstand wat jy beweeg of kom ons sê maar beweeg het. Ek weet, die wetenskapleerders sal nou vir my sê, maar verplasing is 'n vektor en afstand is 'n skalaar en dis alles waar en dis alles baie belangrik vir wetenskap. Ons doen egter nie vektore en skalare in wiskunde nie. So, as die woord verplasing voorkom in 'n vraag, kan jy maar daaraan dink as die afstand wat jy beweeg het. En dikwels word die afstand of verplasing S genoem, die funksie S, wat sê hoe die verplasing of die afstand bereken kan word. Goed, dan spoed. Nou ja, spoed en snelheid stem ooreen met my afstand en verplasing, dis 'n skalaar en 'n vektor, maar weer eens gaan ons daaraan dink as dieselfde ding. Snelheid of spoed sê hoe vinnig het my afstand verander. Ek dink jy kan die tempo daarin hoor, die woord tempo, hoe vinnig verander afstand, so dis die tempo waarteen afstand verander. En ons weet nou al, dat om die tempo van verandering uit te werk, moet jy die afgeleide kry. So, om die spoed of die snelheid uit te werk, gaan ons net die afgeleide van die afstandsfunksie kry. Nou, spoed, ons almal weet wat spoed is. Sê nou maar, jy ry ergens teen 60 km/h, dan kan ek sê, 1 uur later gaan ek 60 km verder wees. So, my afstand het verander. Ek het 60 km beweeg in my uur. Goed, nou wat is versnelling? Versnelling sê weer vir my, hoe vinnig my spoed verander. Jy weet as jy by 'n rooi lig staan, en 2 karre trek gelyktydig weg, dan vat dit miskien vir die een kar 10 sekondes om by 60 km/h uit te kom en vir die ander kar vat dit 15 sekondes om by 60 km/h uit te kom. Nou dis hulle versnelling. So as jy by 0 is en jy wil verander na 60 km/h, vir die een kar neem dit sê 10 sekondes, vir die tweede kar wat presies dieselfde wil doen, my 60 km/h is nou nie eintlik baie goed daar nie, kom ons skryf net dit liewers oor, 'n ander kar gaan ook van 0 na 60 km/h, maar dit neem die kar 15 sekondes. Dit wil sê, die versnelling van die eerste kar is groter, want sy spoed het vinniger verander van 0 km/h na 60, as wat hierdie een se spoed verander het van 0 na 60. So hierdie versnelling is groter. So omdat ek weer het hoe vinnig iets verander, het ek weer tempo van verandering. So om die versnelling uit te werk, moet ek die afgeleide van spoed kry. So versnelling is die afgeleide van spoed of snelheid, en dit sal dan beteken, dit is die tweede afgeleide van afstand,
want spoed was die eerste afgeleide, en as ek dit weer differentieer, dan kry ek die tweede afgeleide. Ja, en dan het ons ook gemiddelde spoed. Jy ry selde teen 'n konstante spoed al die pad. So 'n gemiddelde spoed sal jy jou spoed, nie jou spoed nie, jou afstand, S is dikwels afstand, my afstand by die eindpunt minus my afstand by die beginpunt, gedeel deur die tyd by die eindpunt minus die tyd by die beginpunt. Goed, dis al die teorie. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Nou my voorbeeld hier sê die hoogte, en hoogte is nou maar afstand, dit word in meter gemeet, van 'n cricketbal 10 sekondes nadat dit in die lug geslaan is, word gegee deur daardie funksie. So daardie funksie daar, ek wil hom sommer hier eenkant skryf, h van t is gelyk aan 20t minus 5t kwadraat. En dit gee vir my die hoogte. Met ander woorde, dit is my afstand, as ek aan bewegingsvergelykings dink. Goed, en ek sien ek het 'n kwadratiese funksie daar, dit gee die hoogte van die bal. Ek gaan sommer dadelik begin met die eerste vraag. Die eerste vraag sê vir ons, bepaal die volgende. Die snelheid waarmee die bal afgeslaan is. Nou om die snelheid te kry, weet ek moet die afgeleide van hoogte kry. Nou ek wil my vergelykings hierbo hou, sodat ek hulle die heeltyd beskikbaar het. Die afgeleide van die hoogte is 20, minus, as jy 2 vorentoe kom, kry ek 10t. So die snelheid waarmee die bal afgeslaan is, nou wanneer die bal afgeslaan word, is die tyd 0. So wat vra hulle eintlik vir my? Die snelheid wanneer die tyd 0 is. Met ander woorde, dit is 20 minus 10 maal 0. Ek het nou maar net hier in my afgeleide funksie invervang. En 20 minus 10 is 20 minus 0 is 20. En my afmetings is in meter per sekonde. So spoed gaan wees meter per sekonde. Vraag 2. Die gemiddelde snelheid, kom ons maak so, ons beweeg so bietjie, vat nommer 1 terug. Is daar, het ek nou ietsie verkeerd gedoen, ek wil nommer 1 vat, daar is hy. Nommer 1 terugvat, en dan bring ons nommer 2 vorentoe. Nommer 2 wil ek die gemiddelde snelheid van die bal gedurende die eerste sekonde hê. Ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan sommer die antwoord hier skryf. Dit was nie kilometer nie, dit was meter. Die bal is afgeslaan teen 20 meter per sekonde. Nou vraag 2 sê, ek wil die gemiddelde snelheid van die bal gedurende die eerste sekonde hê. Nou die woord gemiddeld hier is baie belangrik, want sodra jy gemiddelde snelheid moet uitwerk, moet jy die helling uitwerk van 'n reguit lyn, en dit sal wees, kom ek skryf net hier, die gemiddelde snelheid, is nog steeds hoe vinnig afstand verander, so dit is die afstand by t, die afstand by die eindpunt, en ons meen dit na 1 sekonde, so dit is die afstand wat ek beweeg het in die eerste sekonde, minus die afstand waarmee ek begin het, want hulle sê gedurende die eerste sekonde, so my tyd was aanvanklik 0. Gedeel deur die tyd hier,
minus die tyd daar. So die afstand na 1 sekonde, of die hoogte na 1 sekonde, is 20 maal 1 minus 5. Daar is my hoogte na 1 sekonde. Kyk, ek het hier na my hoogte vergelyking toegegaan en ek het my tyd met 1 vervang. So dis 20 minus 5t kwadraat, en 5t kwadraat is 5 maal 1 kwadraat, wat maar net 5 is. So hier het ek my hoogte na 1 sekonde. My hoogte by 0 sekondes was 0, en 1 minus 0 gee ook vir my 1, so dit gee vir my 15 meter per sekonde. So jy kan sien gedurende die eerste sekonde het die spoed definitief stadiger geraak, want na 1 sekonde is my spoed net is my gemiddelde spoed gedurende 1 sekonde is my gemiddelde spoed 15 meter per sekonde, maar die snelheid waarmee ek die bal afgeslaan het, was 20 meter per sekonde. Goed, kom ons beweeg weer 'n bietjie. Ek vat nommer 2 terug, daar is hy, en ek gaan hier skoon maak. Nou het ek die H-aksent daar uitgevee, kom skryf hom net gou weer, want ek weet ek gaan hom die hele tyd gebruik, en ek wil net weer sê, dit is snelheid, wanneer ek die afgeleide funksie het. Goed, nou gaan ons na vraag 3 toe. Bereken die maksimum hoogte. Nou waar kry 'n mens die maksimum hoogte? Jy kry die maksimum hoogte as die afgeleide van hoogte gelyk aan 0 is. So jy kry die afgeleide van die hoogte wat 20 minus 10t is, dit moet gelyk aan 0 wees. So vat die 20 oor, en dan kry jy die tyd is 2 sekondes. Maar hulle het nie vir my gevra, wat is die tyd by die maksimum hoogte nie? Hulle wil weet, wat is die maksimum hoogte? So vir hoogte gaan ek nou terug na die hoogte vergelyking, en die hoogte by 2 sekondes is 20 maal 2 minus 5 maal 2 kwadraat. Nou dit is 40 minus 20, so die maksimum hoogte is 20 meter. So hierdie is my maksimum hoogte. Is 20 meter. Reg, soos jy kan sien het ek nou 'n bietjie skoon gemaak, en ons gaan na vraag 4 kyk. Vraag 4 wil weet, wat is die snelheid, of wat is die tyd, wanneer die snelheid 0 is. So as die snelheid 0 is, dan beteken dit maar hier die 20 minus 10t is gelyk aan 0, en dit het ons reeds in die vorige vraag uitgewerk, dat die tyd 2 sekondes is. Nou ek wil net op hierdie punt 'n bietjie stil staan en kyk na vraag 3 en na vraag 4 saam. Jy sien, as jy gaan kyk na h van t, die hoogte, dan kry jy 'n parabool, want dit is kwadraties, met 'n negatiewe koëffisiënt vir t kwadraat. En dit wys vir ons die hoogte aan. So as ek my parabool gaan teken so tipe iets, dan het hy mos 'n hoogste punt hier by sy draaipunt. So wat gebeur met die snelheid by die draaipunt? Die snelheid is 0. En
Ja, dit is omdat snelheid die afgeleide van hoogte is. Nou, as ons kyk na ons antwoord by die vorige vraag, was die maksimum hoogte 20 meters na 2 sekondes. En ook die eerste vraag, waar ons gesien het, ons het met 20 meter per sekonde die bal geslaan aanvanklik. So hier op die grond het die bal weggespring teen 20 meter per sekonde, dan gaan dit al hoe stadiger, en by die draaipunt, wat ook die maksimum hoogte is, daar is die snelheid of die spoed 0 meter per sekonde, en dan draai die bal om, en soos hy afkom, gaan gravitasie, onthou gravitasie trek af. So, die gravitasie gaan hom al hoe vinniger en vinniger laat gaan, totdat hy weer 'n groter spoed tref, wanneer hy die grond tref. En dit is presies wat vraag 5 vra. Vraag 5 sê, bereken die snelheid waarmee die bal die grond tref. Nou ja, ek weet in wetenskap kan 'n mens met simmetrie leer. Ek gaan hierdie maar basies uit eerste beginsels doen. Wanneer hy die grond tref, dat ek net 'n pen kry, wanneer hy die grond tref, is sy hoogte gelyk aan 0. So as ek die hoogte vergelyking vat, dan kry ek 20 mal t minus 5 mal t kwadraat is gelyk aan 0. Ons kan 5t uithaal, dan kry ek 4 minus t is gelyk aan 0. So t moet 0 wees, of 4 minus t moet 0 wees, so t is 0 of 4. Ja, t is 0 of 4 wanneer die hoogte 0 is. Nou hierdie is natuurlik toe ek die bal die eerste keer geslaan het en daar geen tyd was nie. So dit is nie die bal se tyd toe hy terugkom nie. As ons net weer na my prentjie hier kyk, daar het ek die bal geslaan, hy het opbeweeg stadiger, en nou gaan hy afbeweeg vinniger, en na 4 sekondes is die bal weer op die grond. So wat hulle eintlik vir my hier vra is, wat is die snelheid na 4 sekondes? So die snelheid na 4 sekondes, snelheid na 4 sekondes, gaan wees die afgeleide in die punt 4. En die afgeleide of die snelheidvergelyking is 20 minus 10 mal 4, en dit is 20 minus 40 wat minus 20 meter per sekonde sal wees. Nou, hoe kan snelheid of spoed dan negatief wees? Jy sien, die negatief het niks met die grootte te doen nie. Dit bepaal eintlik die rigting. Omdat my bal besig is om af te kom op daardie stadium, gaan hy beweeg 20 meter per sekonde afwaarts. Dit is dus die snelheid waarmee hy die grond tref. Goed, vraag 6 vra vir die versnelling van die bal. Hier is vraag 6. Bereken die versnelling van die bal. Nou, ons het gesê dat versnelling kan ek of sien as die tweede afgeleide van afstand, of die afgeleide van snelheid. So versnelling is gelyk aan, daar het ek nou net spoed, want ek het een afgeleide gevat, en as ek nog 'n afgeleide vat,
kry ek my versnelling. En die tweede afgeleide gaan wees 20 minus 10t, so die 20ste afgeleide is 0 en minus 10t is minus 10. En dit moet wees meter per sekonde kwadraat, want die snelheid was meter per sekonde, en nou differentieer ek dit weer na tyd toe, so dis per nog 'n sekonde, so dis meter per sekonde kwadraat. En weer eens, die negatief is nie die grootte nie, die negatief is omdat gravitasie afwaarts trek. So dit is 10 meter per sekonde kwadraat afwaarts. Goed, dit is die einde van hierdie voorbeeld. Ek wil graag volgende kyk na eksamenvraag en ek vat die een uit November 2024 se vraestel. Kom ons kyk wat dit sê. 'n Fietsryer het vanaf dorp P gery en in dorp T gestop. Die spoed in kilometer per uur waarteen hierdie fietsryer gery het, word deur daardie vergelyking voorgestel. Let wel, spoed is die tempo van verandering van afstand met betrekking tot tyd. Nou kom ons kry net so 'n idee wat hier aangaan. Ek het twee dorpe, 'n dorp P en 'n dorp T. En hierdie fietsryer het van P na T gery en by T het dit gestop. Sien, dit stop by dorp T. Die spoed in kilometer per uur, so my spoedvergelyking is minus 3t kwadraat plus 18t. Goed, so wat jy hier moet oplet is dat hulle vir my die spoed gegee het, nie die afstand nie. Nou kom ons kyk, wat is die vraag? Vraag 10.1 sê, bereken die maksimum spoed wat die fietsryer gedurende hierdie rit bereik het. So, die maksimum spoed sal mos wees wanneer die afgeleide van spoed gelyk aan 0 is. Nou, hier is spoed, so die afgeleide van spoed gaan die tweede afgeleide van S wees, en dit gaan wees minus 6t plus 18. En dit moet 0 wees, so 6t is gelyk aan 18, so t is gelyk aan 3, en kyk na my eenhede, dit is kilometer per uur, so dit is na 3 ure het ek sy maksimum spoed, maar ek moet die maksimum spoed self bereken, en die spoedvergelyking word gegee deur die eerste afgeleide, so na 3 ure kry ek minus 3 mal 3 kwadraat plus 18 mal 3, en dit gaan jy nou maar met jou rekenaartjie doen. Ek gaan gou-gou dit bereken. En my antwoord is 27, en die eenheid vir spoed is kilometer per uur. So daar het ek nou vraag 10.1 beantwoord. 10.2 vra vir my om die afstand tussen die twee dorpe uit te werk. En natuurlik om die afstand tussen die twee dorpe uit te werk, moet ek 'n afstandsvergelyking hê.
So kom ons maak hier skoon, ons hou die spoed daar. So, om afstand te kry, wanneer ek spoed het, so my afstand gaan S van T wees, nie die afgeleide nie, moet ek net mooi dink, hoe moes S gelyk het, sodat die afgeleide minus 3t² is? Wel, ek moes 'n t tot die mag 3 gehad het, sodat as hy vorentoe kom, dan kry ek 3t², nee. En ek moet 'n minus ook hê, sodat ek dit het. So, as ek die afgeleide van minus t tot die mag 3 uitwerk, sien ons werk nou in die teenoorgestelde rigting, dan gaan dit minus 3t² gee. En hoe moes die term gelyk het sodat die afgeleide 18t was? Wel, onthou die afgeleide het 1 minder geword, so as ek nou die omgekeerde proses doen, gaan die afgeleide gaan die oorspronklike 1 t² wees, en as ek dit vorentoe bring, wil ek 'n 18 kry, so dit gaan moet wees 9t². So daar het ons nou 'n afstandsvergelyking. Nou moet ek nog weet, hoe lank het dit geneem, want ek moet daardie waarde van t hier in vervang. Om uit te werk hoe lank dit geneem het, is dit belangrik om te sien dat die fietsryer by dorp T gestop het. So, sy spoed op daardie stadium was 0. So, as ek kyk na die spoedvergelyking, wat die afgeleide is, die een wat hulle vir ons gegee het, is minus 3t² plus 18t, en dit moet dan gelyk aan 0 wees, omdat hy gestop het. Goed, ek kan 'n 3t uithaal, en dan kry ek minus t plus 6 is gelyk aan 0. So 3t is 0 wanneer t 0 is, of min 6 plus t is 0 wanneer t 6 is. So natuurlik is hierdie een nie van toepassing nie, want die spoed was ook 0 toe hy weggetrek het. So hierdie is die eerste een, is die tyd wat dit hom geneem het om by dorp T uit te kom. So nou kan ek teruggaan en ek kan die afstand uitwerk. Kom ons vee hier uit. So die afstand tussen die dorpe afstand tussen P en T sal wees S van 6. So dit is minus 6 tot die mag 3 plus 9 maal 6 kwadraat. En dan kan ons dit nou maar net met 'n sakrekenaartjie uitwerk, wat ek gou gaan doen. En my antwoord is 108. En dit gaan in kilometer wees, omdat hulle daar vir my die eenheid kilometer per uur vir spoed gegee het.